die week, mag die Here julle ryklik seën. Ons staan vanmôre stil by die seën van die Here. Dan gaan ons Psalm 134 in die erediens sing. Ons sing vir 'n afwisseling vanmôre Psalm 20 vers 4 vir die wat verjaar. Ons sing dit sittende saam. Ons sing daar van die tweede beruiming. Ons sing vers 1 en vers 2 sittende saam. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is, wat altyd was, hy wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof die Here uit Psalm 68. Ons sing daarvan vers 18-9. Daarna gaan ons geloof saam bely en dan sing ons uit Psalm 72 vers 10 en vers 11. Amen.
die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons wil by die katekismus stilstaan by Sondag 9. Ons het ons geloof pas bely, begin met ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Die vraag is, wat glo jy as jy sê, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek gaan net eers die eerste hoofsin lees. Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, ter wille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Baie belangrik, hierdie stelling uit die woord. God is Vader in die eerste plek van die Seun, binne die drie eenheid. Dit is eintlik waarom hy die Vader genoem word. Vader van die Seun. Die genade is dat ons hom ook ons Vader mag noem. Christus wat ons leer bid, ons Vader wat in die hemel is.
Hy wat ons aan hom bind, sodat ons daardie ons kan sien. Ja, dis ter wille van Christus, die ewige seun van God, wat ek God, my Vader, kan noem. Dit is so belangrik. Hierdie genade van die Here, dat ons, nietige mense, wat die dood verdien het, die oordeel verdien het, die heilige God as ons Vader, kan aanroep en bely. Nie omdat ons het verdien het, maar deur die genade van Jesus Christus, die Seun, die ewige Seun van God, wat kom mens word het, wat vir ons sonde kom betaal het. Dit waarby ons in hierdie tyd nou al meer na beweeg toe met die Paasfees, die onthou daarvan, hoe hy ons met die Vader kom versoen het, sodat ons kinders van die Vader kan wees. En die genade daarvan, is dat ek daarom uit die genade en die krag van die Here kan leef, van die almagtige God. Die almagtige God, wat hemel en aarde, met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer. Ons kan baie stil staan by die grootheid van God, as die skepper, die onderhouer van alles, maar in hierdie konteks van, dat ek hom my Vader mag doen, wat die katekismus verder gaan met, op hom vertrou ek so, dat ek nie daaraan twyfel, dat hy met alles, wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg. Hy sal ook al die kwaad, wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander. Die kwaad word nie bedoel, die slegte dinge in die lewe. Siekte, hartseer, pyn, teleurstellings, dinge wat ons in hierdie lewe beleef. Maar God, die Vader, wat dit ten beste in my lewe gebruik. Nie alles in 'n kind se lewe is altyd maanskyn en rose nie. Daar is baie keer dinge wat jou ouers jou forceer het om te doen, ter wille van jou beswil. Jy is nie altyd lus om skool toe te gaan, huiswerk te doen, te leer vir eksamens. Tieners klap partykeer die deure toe oor die dinge wat hulle ouers van hulle verwag en vir hulle forceer om te doen. As ter wille van hulle beswil. En so is God ook in ons lewens aan die weg. Tot ons beswil. As ons Vader. Want hy ons in Christus as sy kinders aangeneem het. En ek kan weet, ek kan op hom vertrou, ek kan my lewe in sy hande stel, omdat hy dit as almagtige God kan doen. En ook as getroue Vader wil doen. Veel troos lê nie in hierdie woorde vanuit die woord van die Here wat die katekismus skrywers hier saamgevat het. God kan vertrou as my Vader, dat hy in my lewe my sal beskerm, sal dra, vir my sal versorg, en ook as dit sleg gaan, dit tot my beswil sal gebruik, omdat hy dit as almagtige God kan doen, maar meer as dit, omdat hy my aangeneem het as sy kind, en dit is getroue Vader ook wil doen. By al die seëninge wat die Here vir ons gee, gaan ons net nou verder by ook stil staan. Maar elke huis het sy reëls, juis ter wille van die goeie orde, juis ter wille daarvan dat dit kan goed gaan met almal, en so het ons Vader ook vir ons huisreëls, hoe ons moet leef,
om voorspoedig te kan leef, om goed te kan leef onder sy vaderhand. Eksodus 20, God het al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Ek het jou myne gemaak. In die vorige hoofstuk sê hy, ek het julle soos op arensvlerke gedra na my toe gebring. Daarom, jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers. Selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen, nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Ek het al stilgestaan by die belangrikheid dat ons tyd het vir die Here en tyd met hom spandeer. Maar hier is ook 'n aspek in hierdie gebod van die vertroue wat ons in die Here het. Om te kan aanvaar dat God wat alles geskep het en in stand hou, my lewe sal in stand hou en vir my sal sorg dat ek nie nodig het om op die Sabbat te moet werk om myself aan die lewe te hou. Daar is ook 'n aspek in hierdie gebod van vertrou op die Here se versorging. Israel wat dit beleef het, dat hulle elke dag moes manna bymekaar maak. Maar die dag voor die Sabbat kon hulle dubbel bymekaar maak, daar was genoeg wat gehou het vir die Sabbat. Die ander dae het daai manna nie gehou nie. Maar vir die Sabbat het dit gehou, want God het gesorg. Dit was wat hulle ervaar het met elke Sabbat. God wat sy versorging nie terughou wanneer hy van die mens vra om sy tyd aan hom te gee. Nou baie keer is dit dat ons die erediens en die omgang met die Here naalaat, juis omdat ons ingestel is op, maar hoe gaan ek versorg wees? Hoe gaan ek vir myself die paadjie vorentoe hê? Ek moet vandag leer, want môre moet ek die eksamen skryf wat my toekoms bepaal, ensovoorts. Iets in hierdie 4de gebod, ook van vertroue op die almag van God wat voorsien en versorg. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat in jou naaste behoort nie. Kom ons antwoord uit Psalm 128 en ons sing daarvan ook die tweede beruiming, vers 1 en vers 3. Ons sing dit sittende saam. Oh
O Here, ons almagtige God, ons Vader in die hemel. Here, hoe groot is U genade, dat U ons oorlaai met U seëninge. Dat ons hier kan saam wees as U kinders. Nie omdat ons die reg het daartoe nie, maar omdat U in U groot genade ons as U kinders aangeneem het. Ons dankie dat U die verlossing bewerk het deur U ewige Seun, ons Here Jesus Christus. Dat ons deur Hom U ons Vader mag noem. Here, hoe groot is U liefde, U genade oor ons. Dat ons so veilig kan leef in U hande, in U teenwoordigheid. Vanuit U versorgende liefde en genade, vanuit U beskerming. Vergewe ons, Here, wanneer ons ook partykeer U genade miskyk, wanneer ons in die beproewinge van die lewe desperaat raak, uitweë soek, anders as om na U toe te kom. Lei ons deur die Gees om raak te sien, hoe dat U ook in ons lewe, in hierdie wêreld, besig is om te werk, tot die beswil van U kinders. Dat U met ons op pad is na die heerlikheid. Dankie, Here, dat ons U woord het waardeur ons U mag ken. Lei ons dan ook in U genade wanneer ons met U woord besig is om U te hoor. Om te sien wat U vir ons beloof en gee, sodat ons met dankbaarheid vanuit hoe U openbaring kan leef en U kan verheerlik. Lei hom wat U woord moet bedien met U lig en U waarheid, ter wille van U kerk. Dankie dat ons so kan bid deur ons Here Jesus Christus, U ewige Seun, ons Verlosser. Amen. Ons wil vanmôre in die woordbediening by Numeri 6, vers 22 tot 27 stil staan, die hoëpriesterlike seën wat die Here in hierdie gedeelte beveel. En ek gaan dit 2 keer lees uit 2 verskillende vertalings. Ek lees die 53 vertaling en dan die 2020 vertaling van hierdie gedeelte. Die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê, en ek sal hulle seën. Ook uit die 2020 vertaling dan, hierdie selfde gedeelte, die Here het met Moses gepraat en gesê, praat met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die Israeliete seën. Sê vir hulle, mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. So moet hulle my naam op die Israeliete lê, dan sal ek self hulle seën. Die seën is uitgespreek by die tempel
altyd deur 'n priester. Binne die tempelliturgie is in die voorhof op die groot altaar brandoffers, versoeningsoffers gebring. En dan het een van die priesters van die vuur, die kole met vuur, in 'n bak gegooi van daardie altaar af. Dit is baie belangrik, het moes van die altaar waar die versoening gedoen is, moes hierdie vuur kom. 2 van Aaron se seuns is dood toe hulle dit nie gedoen het. Daar is belangrike simboliek daarin, dat dit juis die kole van die altaar is, waar die versoening gedoen is, wat in hierdie bak gegooi is. Dan het daardie priester in die heiligdom ingegaan, in die tempelgebou, in die heilige, na die wierookaltaar, wat reg voor die voorhangsel gestaan het, wat die skeiding gemaak het tussen die allerheiligste, wat simbolies die woonplek van God was, en wat toegemaak was vir mense, en die heilige. Die bak op die wierookaltaar gesit, en dan 'n wierook op daardie kole gegooi, sodat die geur voor die Here opgestyg het, simbolies. Dit was dan ook die gebedstyd buitekant. Almal wat in die voorhof bymekaar was, het dan in aanbidding voor die Here gebuig en gebid. En simbolies was dit, dat met die vuur van die versoeningsaltaar, wat dit moontlik is, dat die gebede van die volk, as 'n lieflike geur voor die Here kan opstyg, dat hy hulle hoor. Na die gebedstyd, het daar dieselfde priester dan uitgegaan, en dit was hy, wat dan hierdie seën oor die volk uitgespreek het. Die Here wat daarmee vir die volk sê, ek het julle gehoor, ek sien julle, my seën stort ek oor julle uit. 'n grootse oomblik in die tempelliturgie. God wat met sy volk in seënende liefde praat. Die wat daar aanbid. Daarom wat hierdie seën nie sommer net kan uitgespreek word. In die studie wat ons ook gedoen het, in die kerkverband is dit baie duidelik uitgemaak, dat vanuit al die getuienis van die woord, die amptelike uitspreek of oplê van die seën, slegs deur 'n bedienaar van die woord gedoen mag word. Iemand wat amptelik in die ampt van bedienaar van die woord bevestig is. En dan binne 'n amptelike erediens. Daar is die vraag gevra in die synode, en dit is uitgemaak uiteindelik ook, dat selfs met 'n leesdiens 'n ouderling dit nie mag doen nie. Die manier waarop die seën gees aan die priesters en die plek wat dit gehad het binne die tempelliturgie, maak dat dit eintlik een van die mees wonderlike en gewigtige oomblikke in die erediens is. Ons is partykeer geneig om, wanneer die seën uitgespreek word, al te begin vroetel vir die kollekte by die deur, ons goeders bymekaar kry. Dit is asof ons daaroor net dink, dis nou maar net die punt van die erediens. Maar dit is 'n geweldige groot ding, dat die Here amptelik aan sy gemeente sê, ek seën julle. Julle bly onder my seënende hande wanneer julle hier vandaan weggaan.
hou julle vas. Ek sien julle. Ek sien om na julle. Dit is nie ligtelik nie. Is daarom ook iets wat ons mekaar maar net kan toesien. Daar is 'n nuwe modegier in die kerklike wêreld. En dit is dat mense mekaar moet seën. Ek weet nie, dit is die afgelope tyd hoor ek verskriklik baie daarvan. Was nie vroeër jare so 'n groot ding gewees nie, maar daar is deesdae hierdie groot ding van mense wat mekaar moet seën en loop en seën en mekaar die hande oor mekaar moet uitstrek om mekaar te seën. In groot mate loop daardie dinge ook saam met die Word of Faith beweging. Dat deur wat jy sê in 'n seën vir iemand, jy daarmee eintlik God dit laat doen in daardie persoon se lewe. Jy moet besluit wat is jou kind se toekoms en hoe jy dit sien en wat jy vir hom toewens en dan seën jy jou kind met dit wat jy besluit het vir hom en dan word daar nou na Isak en die ouens verwys wat hulle kinders geseën het. Maar dit is asof daar dan verwag word, maar dit wat jy iemand toesê, dit moet wees. As jy nou by 'n sieke kom en dan bid jy nie net vir daai persoon die genade van die Here af nie. Jy spreek dit uit. Want as jy die woorde spreek, dan sal hulle genees word. Ensovoorts. Ek het een keer selfs gehoor dat mense in 'n byeenkoms was by 'n leier van 'n kerklike leier se huis waar sy wasmasjien nie wou werk nie en hulle die wasmasjien die hande gaan oplê het. Met ander woorde, seënend op hierdie wasmasjien ingewerk het. En die wasmasjien daardeur beveel het om weer te werk. Die seën van die Here is nie goedkoop nie. Dit is 'n geweldige genade wanneer die Here vir ons sy seën weergee. En so sien ons wel ook in hierdie twee vertalings, en dis hoekom ek albei gelees het, die twee vertalingsmoontlikhede. Die een, die 33-53 vertaling, die Here sal. Die 2020 vertaling, mag die Here dit doen. Al twee is moontlik binne die Hebreëse taal. Maar dit is eintlik ook belangrik dat dit al twee kan wees. Want daar is die amptelike oplegging van die seën van die Here soos hy dit beveel het vir die priesters, sal. Maar dan is daar ook die moontlikheid dat ons dit vir mekaar kan bid. Mag dit so wees. Ja, die Bybel het baie keer dit ook. Julle moet seën. Seën selfs jou vervolgers, moet hulle nie vervloek nie, sê die woord. Wat bedoel dit? Dat jy die hande oor hulle uitstrek en hulle seën? Nee. Dit is baie duidelik in die konteks van hierdie ander forme van bevel om te seën. Dit gaan dat jy die beste vir ander wil, ja, dat jy vir hulle bid. Dit is baie duidelik dat om vir my vyande tot seën te wees, moet ek vir hulle bid. Bid dat die Here ook in hulle lewe verandering sal bring en genade sal gee en dat die konflik juis opgelos word tussen vyande deur God se genade en sy verlossing. Dis 'n soek na die beste vir mekaar, maar dit noem ons biddend. Dit is nie 'n nuwe gebruik nie. Dis al baie oud dat ons hand dalk ook op iemand lê wanneer ons dit doen.
Maar is nie 'n amptelike seënoplegging nie, dis 'n gebed vir die persoon. Baie duidelik in die woord dat hierdie twee moontlikhede altyd daar is. Die amptelike, maar wat 'n baie spesifieke plek het, toesegging. En die gebedsbede vir mekaar. Maar kom ons kom by die inhoud van dit wat die Here hier in sy seën op die volk laat lê. In die amptelike toesegging deur die priesters. Vandag nog in die bediening van die woord. Mag die Here, of die Here sal jou seën en jou beskerm. Dit bedoel dat hy al die goeie vir jou sal gee. Dit wat ons net nou ook gelees het weer ook in die katekismus. Die Here se versorging, sy omsien daarna dat ook dit wat nie lekker is in my lewe nie eintlik tot my bes wil verander word. Die totaliteit van die Here se versorgende vashou van my lewe. Dit kan eintlik wanneer ons so deur hierdie seëngroet gaan of hierdie seënoplegging, kan ons die beeld van 'n ouer met 'n baba in ons gedagte. Die eerste, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die ouer wat hierdie kind van hom of van haar versorg, voed, was, droë klere, veilig in die wieg. Alles wat nodig is vir hierdie kind word voorsien. Dit is eintlik ook wat hier gesê word, hoe God met ons werk. Veilig laat wees, omsien na al die behoeftes. Die Here sal jou seën, jou beskerm, veilig hou. Maar wanneer die ouer hierdie kind versorg het met alles wat nodig is, om in die wieg gesit het, kyk hy ook met warme liefde na hierdie kind. 'n aangesig, 'n gesig wat straal. Dis die beeld hierso, want ons hoor baie keer hierdie gesigstories en dan wonder ons nou maar is letterlik wat hier gesê word, die Here sal sy gesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Daai liefde wat 'n ouer uitstraal oor hierdie kind van hom. Dis die beeld wat hier gebruik word. Die Here wat in vriendelikheid na ons kyk. Maar hy doen dit deur sy genade. Die genade wat so belangrik is. God kan net vriendelik na ons kyk, omdat ons skuld vergewe is. Omdat ons met hom versoen is. As dit nie daarvoor was nie, was die enigste manier waarop God na ons kon kyk, was met 'n frons. Met kwaad wees. Met vergelding. Dis 'n heeltemal 'n ander soort kyk. Dis die groot genade, dat God nie na ons kyk met kwaad wees, met woede, met daai gesig wat vertrek is, hard is, as gevolg van dit wat verkeerd is tussen ons. En God wat deur sy genade vriendelik na ons kan kyk. Sy vriendelikheid oor ons kan laat uitstraal. God sal vriendelik na julle kyk, sy aangesig oor julle laat skyn.
en julle genadig wees. Die ouer bly ook sy oog hou op daardie wiegie. Heeltyd bewus van elke beweging, van elke kreun en skreekie wat uit daai wiegie kom. Hou in die oog. Dis die derde deel ook van die seën. Die Here sal sy aangesig na julle toe oplig en julle sy vrede gee. Ja, hy hou ons in die oog. Party mense benouend om te weet die Here hou ons in die oog. Want ons wil partykeer stout wees en dan wil ons nie die Here moet dit sien nie. Die Here hou ons in die oog. En hoekom? Juis omdat hy vir ons die beste wil. Want wat doen die ouer wanneer hy die oog het op sy kind en daar is iets wat daar gebeur? 'n huil of wat ook al. Hy gaan kyk en hy maak weer reg. Sien om na wat die probleem is. En dis wat vrede gee tog is. Vrede is 'n toestand van waar alles reg is. Waar alles is soos dit moet. So die Here hou sy oog op ons juis om te sorg dat alles goed bly in my lewe. Dat ek versorg bly, dat alles reg bly, dat daar vrede in my lewe kan wees voortdurend. En so is hier die seëngroet dan ook groet van die drie-enige God. Die seën en beskerm, die Vader, die Skepper, die onderhouer. Kyk met vriendelikheid en genadig wees, die genade deur Jesus Christus, deur die Seun. Die oog op ons hou, die werk van die Heilige Gees en die sorg dat alles reg bly in ons lewens. So kry ons dit dan ook in die Nuwe Testament so toegepas. Die seën wat daar so verwoord word. En dan begin dit by die seën, by die genade. Mag die genade van ons Here Jesus Christus sluit aan by die tweede deel van die priesterlike seën. Die liefde van God, die Vader wat toesien, wat versorg, wat vashou. En die gemeenskap van die Heilige Gees, my gesin, my oog op jou hou, sorg dat alles bly reg wees. So verbind die seën dwars deur die Bybel. Daarvan die woestyn na Egipte, waar die Here vir hierdie seën vir die priesters gee om op die volk te lê. Maar Paulus wil die gemeente groet of seën aan die einde van die brief. Dieselfde vorm, dieselfde betekenis. God wat in genade vir sy kinders die beste wil. Wat vriendelik na ons kyk vanuit die genade in Christus. Dat sy oog op ons bly hou. Elke dag, elke oomblik en alles waarmee ek besig is. Omdat hy vir my die beste wil. Omdat hy wil hê dat daar vrede in my lewe is, dat alles reg bly, soos wat dit hoort. Mag ons elke keer met groot dankbaarheid die seën van die Here vasgryp en daarmee veilig, geborge te kan lewe. Elke dag, elke oomblik. Amen.
ons almagtige God. Hoe groot U genade dat U die som totaal van U evangelie week vir week vir ons toesê. Dat ons onder U seënende hand kan lewe, veilig kan wees, vasgehou kan wees, kan weet U kyk vriendelik na ons. U hou U oog en besorgdheid op ons. Wat U in die groot genade omgee, toesien, vashou, dra, beskerm. Here, ons dankie vir al die beloftes van U woord, dat U in U seën op ons laat saamtrek. Ons bid U, Here, dat U ons sal lei om nie ligtelik daarmee om te gaan nie. Ons die volle impak sal verstaan, die volle omvang telkens weer sal vasmaak vir onsself. En daarmee sal lewe, veilig sal lewe in hierdie wêreld. Ja, Here, daar is so baie in hierdie wêreld wat ons bang maak. Ons het hierdie week ook weer gesien hoe U die aarde kan skud. Hoe onveilig die mens is op hierdie aarde. Hoe nietig. Here, hoe dit maak ons soveel meer bewus van U genade, die wonder daarvan dat U die mensies wat so nietig is op hierdie aarde, dat U ons raak sien. Nie net raak sien nie, maar mense as U eiendom kies, as U kinders aanneem, in 'n verhouding met ons lewe. Here, as ons dit met ons verstand moet uitredeneer, maak dit nie sin nie. Maar dankie vir die geloof wat U in ons werk, die geloof wat sekerheid gee dat dit so is. Dat ook hierdie gebed van ons nie in die wind is nie, maar dat U ons hoor. Dat U werklik na ons kyk en ons raak sien. Dankie dat U ons elkeen individueel raak sien. Ook dit wat uit elke individuele hart op hierdie oomblik na U toe roep, dat U elkeen op sy eie hoor. Here, dankie dat ons so kan bid. Met sekerheid kan lewe. Met rustigheid kan lewe, geseënd kan lewe. Deur ons Here Jesus Christus en deur die kragtige werking van U Gees. Amen. Ons gee geleentheid vir die insameling van ons liefdegawe.
Kom ons sing uit Psalm 134. Ons sing vers 1, 2 en 4. Vers 4 natuurlik die ons, laat die Here die seën op ons daal. Wanneer ons met die seën besig is, natuurlik die volheid van hierdie seën soos uitgespreek is wat ons ook hier behandel het en gelees het, al word nie al hierdie woorde weer herhaal wanneer die seën gebid word nie. Vers 1, 2 en 4, Psalm 134.